dat elkeen wat die boodskap hoor, verseker weet, ek is behoue. Ons gaan dit staande sing, en ek herinner u net weer daaraan, as die seën uitgespreek word, ons net weer ons plekke inneem vir die afkondigings. Maar kom ons staan, dan sing ons wydingslied. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde, sê die Here. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, gesang 352 is ons loflied tot eer van die Here. As ons kyk na die beginwoorde van vers 5, dank Vader, dank vir u genade, dis onverdiende guns alleen. Beoordeel u na reg my dade, waar sal ek skuil, waar vlug ek heen? Kom ons sing vers 1 en 5 tot eer van die Here saam. Amen.
Liewe gemeente, jy kan die vinger hou by Psalm 25. Psalm 25, ons sing vers 2, nadat ons die wet van die Here saam gelees het, en dan vers 5, nadat ons geloof bely het. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons leer vir mekaar in die gereformeerde leer dat die wet van die Here is 'n tugmeester terug na Christus. Ons vra vanoggend vir mekaar, is die opstanding van Jesus Christus vir ons nog steeds 'n waarborg? Glo ons daarin? Want as ons antwoord nee is, hoe kan ons dan die wet van die Here saam lees en dit as 'n tugmeester sien terug na Christus? Maar as ons antwoord ja is, kom ons lees die wet van die Here en ons toets ons lewens daaraan. Ons lees vanoggend die wet van die Here vanuit Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onderop die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, in Johannes 15 vers 9 staan die volgende woorde: soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. En wat is die gevolg van hierdie liefde van Jesus Christus? 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in hom, en God in hom. En op grond van daardie belofte, dat God deur die Heilige Gees in ons harte woon, kom ons doen belydenis van ons geloof, en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, net soos wat ons sit, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, om U naam groot te maak, om U te aanbid, is vanoggend die roeping van ons as kerk. Ons het gehoor, U het ons so lief gehad, dat U die bewys van liefde, Jesus Christus, U eie Seun, gestuur het, om vir ons sondes aan die kruis te sterf. En dat hierdie woorde vir ons nie waarheid kan wees, sonder die werking van die Heilige Gees nie. Want anders is dit woorde uit ons verstand, maar sonder 'n hart. Woorde wat uit kennis gesê word, maar sonder vertroue op U alleen.
En vanoggend wil ons as gemeente bid en vra dat U met elkeen van ons sal wees. Dat ons na U woord sal luister, na hierdie gedeelte sal kyk en sal verstaan. Maar dit kan nie net kopkennis wees nie. Dit kan nie net in ons breine vasgevang wees nie. Dit is ook op ons harte geskryf. Ons vra dat U met elkeen van ons sal wees. Dat ons so na U woord sal luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, ons luister vanoggend na die woord van die Here volgens 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 en ons gaan saam lees vanaf vers 12. In Korintiërs 15 vanaf vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding in die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, en as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp is of het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Anders, wat sal hulle doen? Wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus onze Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskawing. Ons gaan net tot daar saam lees uit die woord van die Here.
as teksvers vers 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Geliefdes in die Here Jesus Christus, elkeen wat hierdie woord hoor, dit in die hart bewaar en daarvolgens leef, ontvang die seën van die Here. Liewe gemeente, ons het net so minder as 'n maand gelede vir mekaar gesê die Here het opgestaan. Paulus kom in 1 Korintiërs 15 en hy trek die basiese beginsels van die evangelie vir ons reguit en duidelik. En hy sê as Jesus nie opgestaan het nie, hoe sal ons opstaan? En daarom die tema vir vandag, as Christus opgestaan het, dan is dit vir ons 'n waarborg. 'n Waarborg wat 'n belofte is. Op grond van sy opstanding gaan ons opstaan. Omdat hy opgewek is, gaan ons opgewek word. En daarom noem ons die evangelie goeie nuus. Die evangelie is vir ons 'n blye boodskap, want die dood het nie meer 'n houvas oor ons nie. Die sonde heers nie meer oor ons nie. Die opstanding verander dan alles. Dit verander die manier hoe ons dink, die manier hoe ons leef. Dit is nie net een of ander geestelike sprokie nie. As jy die opstanding van Jesus Christus ontken jy die lewe na die dood. Paulus gaan so ver dat hy sommer duidelik dit stel in vers 32, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Hy sê dis nutteloos as jy dit nie glo nie. Eet en drink, geniet die lewe, sterf môre en is verby. Maar dis nie verby dat daar net 'n einde kom aan môre as jy sterf nie. Nee. God is alles en in almal. As jy bely die opstanding van Jesus Christus is vir jou, dan wag die lewe en nie die hel nie. Dan wag die troos om saam met Christus by sy voete te kniel en nie in die donker van die hel vasgevang te wees nie. Dus, kyk waar begin Paulus. Hy sê in vers 12, as dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Hoor, waar is die probleem? Die opstanding is verkondig, Paulus verkondig dit, ons verkondig dit, ons leer vir ons kinders dit, jy het dit van kleins af geleer. Maar dan, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Dis dan wanneer jy 'n vraagteken plaas agter die verlossing van Jesus Christus. Hier in Korintiërs het die mense begin glo dat daar geen finale opstanding sou wees nie. So wat is jou toekomsverwagting? Wat is jou hoop vir die dag van môre? Geen. Nul. Niks. Dis om te sê, dit maak nie sin dat daar 'n toekomstige opstanding gaan wees nie. En hierdie prediking is leeg, want hoor mooi, en ons het dit in die gebed ook saam gebid, as dit is dat jy die opstanding van Jesus Christus bevraagteken, dan is dit
eintlik uit jou brein uit jou gedagtes uit wat jy dit sê. Want deur geloof kom die hart by die brein by. Kom die hart hier by die kennis uit om te sê, ek glo. Daarom word Jesus Christus die eersteling genoem. Daarom is die prediking nie leeg nie. Dis nie te vergeefs nie. Dit is nie verniet dat ons vanoggend hier is nie. Dit moenie vir ons moeite wees om vanoggend hier te wees nie. As ons op daardie punt gekom het, om nie in die opstanding te glo nie, dan is daar geen hoop nie. Dan is alles wat die kerk nog alle eeue voor gestaan het, een groot leuen. Hoor u wat sê ons? Vers 17. Dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde. En weet jy, dit is wanneer ons die woord van die Here moet neem en ons kan letterlik hoofstukke uit die woord van God uitskeer en sê dis nie van toepassing nie. Want dan sê ons vir mekaar, die oordeel van God rus op ons, want ons staan nog in die sonde. Daar het nie versoening plaasgevind tussen ons en God nie. Vergifnis het nie plaasgevind nie. Die hemelse deur is nie vir ons oopgesluit nie. Die genade van God het ons nie leer ken nie. Ons het sopas die 12 artikels bely. Gaan kyk bietjie later, gaan skryf dit neer, ek nooi ons kinders uit, gaan skryf die 12 artikels neer, en dan kyk jy hoe groot gedeelte van die 12 artikels kan jy uithaal, omdat jy nie in die opstanding van Jesus Christus glo nie. Paulus se gevolgtrekking is voor die hand liggend. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Dan is ons die elendigste. Maar Paulus kom en hy sê nee, Christus is opgewek. Die dood wat in die wêreld ingekom het, is ongedaan gemaak. Nou kan jy dalk sê, maar dominee, hoeveel van ons het nie al in die afgelope 2, 3, 4, 5 jaar by 'n oop graf gestaan nie? Die meeste van ons het. Hoe kan ons dan sê die dood is ongedaan gemaak? Maar dit is die hart van die evangelie, dat die graf nie die einde is nie. Paulus het dit so wonderlik gesê in Romeine 14, dat of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Daardie belofte van die ewige lewe wat ons ontvang in Christus Jesus. So die dood is net 'n tree na die ewige lewe. Die dood is oorwin. En die opstanding van Jesus Christus, hy as eersteling het gemaak dat daar 'n groter oes is vir die koninkryk van God. Paulus gee ons 'n vinnige oorsig van die verlossingsgeskiedenis van Jesus Christus tot die einde toe. En Jesus Christus is soos die skarnier wat die deur vashou. Kinders, as julle kyk wat hou 'n deur aan sy kusyn vas, daardie skarniere, as jy dit afval, dan val die deur om. Dan is die deur van geen nut nie. Die deur kan nie sy werk doen nie. So kan ons nie glo in die almagtige drie-enige God, as ons nie in Christus glo nie. Paulus gaan terug na die begin toe.
Hy sê, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Net soos Adam se sonde, dit wat Adam gedoen het, ons doodsvonnis is dit wat Christus gedoen het, ons lewe. Soos Christus se opstanding, die vaste belofte van ons eie heerlike opstanding, daar die waarborg. Daar is 'n volgorde wat Paulus hier vir ons uitspel. Hy sê elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Jesus Christus regeer nou. Hy is koning oor ons lewens. En dit is baie interessant dat Paulus begin om hierdie probleem dan aan te spreek en te sê, maar by Adam in Genesis 3 het die probleem ontstaan. Die sonde wat daar begin het. Maar dan in Christus het die probleem opgelos geword. Die doel van ons lewens, die rede van ons bestaan, as die einde vandag kom, sonder Christus het ons geen hoop nie. As die wederkoms vandag plaasvind, waar gaan ons staan? Wat gaan ons gesindheid wees? Want as ons na vers 25 kyk, dan staan daar, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. En kyk wat is die sleutelwoord, totdat. En die totdat se datum weet u en ek nie. Die totdat se bestaan vind ons in Christus. Die totdat is vir ons as kerk die troos dat Christus met ons is tot in ewigheid. Het u opgelet in hierdie verse wat ons saam gelees het in 1 Korintiërs 15, hoe die drie eenheid van God vir ons verkondig word? Alle dinge van die Vader, dat dit van hom afkom. Dat dit deur die Seun in die Gees vir ons gegee is. Maar so sal alles ook deur die Gees, deur die Seun terugkeer na die Vader. Dis die troos van die evangelie. En wanneer alles aan hom onderwerp is, soos vers 28 dit sê, dan weet ons, Christus kom weer. Paulus kom en hy trek nog 'n lyn, en hy vra die vraag so, dat as hy nie in die opstanding van Jesus Christus geglo het nie, hoekom gebeur al die dinge met hom? Hoekom het hierdie swaar kry met hom gebeur? Liewe gemeente, as ons mekaar vanoggend vra, wat is die evangelie? Dan is die evangelie die verkondiging van die opgestane Jesus. En daar is net een middelaar wat dit gedoen het. Daar is net een middelaar wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Daar is net een middelaar wat die dood oorwin het. Maar daar is net een middelaar wat ook opgevaar het na die hemel toe. Wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat ook vir ons intree.
Waarna kan ons uitsien? Ons sal vir ewig lewe op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde deur God geskep. Om in God se teenwoordigheid te leef, elke sekonde van jou hele lewe tot in ewigheid. Om sy heerlikheid te besing, lofliedere te sing tot sy naam. Om nie honger, nie meer dors te hê nie. Nie pyn nie, nie lyding nie, nie swaar kry nie, nie seer nie, nie siekte nie. Die heerlikheid van God gaan in ons almal wees. En dit is waarna ons kan uitsien. En Paulus koppel dit aan die feit dat Jesus Christus opgestaan het. Dat hy opgestaan het vir ons as sy kinders. Glo in die opstanding van Jesus Christus. Hier waar ons besig is met die tyd tot en met hemelvaart en aan Pinkster. Dat ons sal verstaan, sonder die opstanding maak dit wat kom nie sin nie. Sonder die opstanding is daar nie hoop vir die kind van God nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, vandag wil ons in die Gees bid. Ons wil in die Gees U naam groot maak. Ons wil in die Gees ons skuld bely en vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons vir alles wat ons die afgelope week verkeerd gedoen het. Vergewe ons vir elke oomblik wat ons ook U verloon het, teen U gedraai het. Vir elke keer wat ons U verraai het. Vir elke keer wat ons gemaak het asof U nie bestaan nie. Vergewe ons daarvoor dat ons so maklik in die regte geselskap met 'n vroom gesiggie kan sit en maak asof ons U kinders is. Maar in die volgende geselskap vergeet ons daarvan. Leer ons om aan U vas te hou. Soos wat Paulus in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, gekom het by die punt om selfs te sê, dat sonder U opstanding maak die swaar kry in die lewe ook nie sin nie. Maak die beproewings, die seer in die lewe glad nie sin nie. Want U opstanding is vir ons 'n vreugde. En mag ons 'n kerk wees wat nie een oomblik sal terugdeins vir hierdie waarheid nie. En dat U vir ons die belofte sal wees en dat ons daaraan sal vashou. Soos wat U in Johannes 6 vers 47 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. En dit, Here Jesus, is ons belydenis vanoggend. Ons glo in U. Wees met ons gemeente. U ken die stand van sake in ons gemeente. U weet wat is nodig en wat moet gebeur, watter funksies word gereël en beplan. Dankie dat U ons 'n gemeente gemaak het, dat ons aan mekaar verbind is, saam kan werk, saam kan uitsien om U so te dien. Ons vra dat U die hande sal skenk, dat U die middele sal skenk, dat ons 'n gemeente sal wees, wat net in dankbaarheid voor U stil raak. Dat ons met dankbare harte U naam sal bely. Ons wil vir U dankie sê dat daar 'n dag is soos vandag,
Nie net dat ons hier in die huis kan wees en na u woord kan luister nie, maar ons het ook hierdie tradisie ontwikkel om te praat van Moedersdag. Waar ons as kinders vir elke moeder kan sê dankie. Dankie vir die opofferings wat hulle maak. Dankie vir die taak wat hulle verrig. Dankie vir die lewe wat hulle leef, vir hulle huisgesinne. En ons wil vra dat u met elkeen van ons sal wees. Dat ons ook in geleenthede soos dit, met dankbare harte sal besef, u het elkeen van ons in 'n taak geplaas, 'n amp geplaas, om as vader van 'n huis, 'n moeder van 'n huis, om as kinders van 'n huis vir u te leef. Wees asseblief met ons, dat ons dit sal regkry en sal streef daarna om dit vir u te doen. Ons bid vir ons bazaar. Dit is so lekker om te kan afkondig, daar is 'n bazaar wat kom. Maar mag dit 'n feestelike geleentheid wees. 'n Feestelike geleentheid waar ons ook met ons aardse gawes na u huis toe kan kom en u kom dien. Want elkeen van ons in hierdie kerk het talente ontvang. En mag ons dit gebruik om u te dien, u naam groot te maak, u te eer. Ons vra dat u met elkeen van ons sal wees, dat ons deur die geloof elke dag sal lewe en u naam sal bly groot maak. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, gun my net 'n geleentheid, 'n oomblik kans, en dis die laaste keer wat ons tydens die diens daaroor gaan praat. Ons het enkele weke gelede aan die gemeente bekend gestel dat ons SnapScan geïmplementeer het, om ook op so 'n manier ons dankoffer te kan gee. En soos ons verstaan is daar heelwat mense wat nog sukkel met die gedagte om dit reg te kry ensovoorts. En na afloop van die diens kan u daar buite met Konstant, hy sit daar heel agter, en met François kom gesels hoe om dit te doen. En vir diegene van u wat nie hier was nie, tydens ons dankoffergeleentheid gaan die SnapScan se kode daar verskyn, en jy kan ook, en die rede daarvoor is, want baie van ons dra nie meer kontant by ons rond nie, dan kan jy ook so jou dankoffer gee. Ons gaan dit nie afkondig nie, jy weet wat om te doen, dit is daar, jy gee jou dankoffer op daardie manier, as dit jou keuse is. Liewe gemeente, ons kry nou geleentheid om die Here te dien, ook met ons dankoffers.
Liewe gemeente, ons sal sorg dat dit van volgende Sondag af daar is. U kan wel die fone gereed hou dat tydens die afkondigings gaan dit beslis daar wees. Kom ons sing met dankbare harte saam gesang 359. Gesang 359 en ons sing vers 1 en vers 4. As ons kyk na die woorde van die 4de vers. As u guns ons hier benede soveel lewensvreugde bied, watter saligheid en vrede sal ons eens by u geniet, as ons deur die Gees se leiding met die diepste hartsverblyding van u Heer ontvang die kroon voor u heilige hemeltroon. Wat 'n vreugde wag daar nie vir ons nie. Kom ons sing vers 1 en 4 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here, gaan leef in sy vrede, omdat u weet en glo, dat Jesus Christus opgestaan het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, namens die kerkraad is daar net 'n paar afkondigings vinnig. Vanoggend is daar 'n deurkollekte by die deure vir ons gemeentekomitee. Vanaand om 6:00 is daar weer 'n aanddiens. Ons wil graag vir almal wat verjaar in hierdie komende week sê baie geluk. Nou ek gaan eers begin by diegene wat 80 jaar of ouer is, tannie Corrie Prinsloo, ek sien hulle nie vanoggend hier nie. En dan oom Bux Skutte, vir hom ook baie geluk. En dan wil ek vra Lia van der Merwe, Katrein Kutsie, Danai Joubert en Kilian van Greene. Nou Kilian is 1 jaar oud vanoggend, hy is daar agter in die kerk.
Maar aan hierdie kinders wil ons sê baie, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees en mag daar vele geseënde jare wees wat vir julle en almal wat saam met julle verjaar ook wees. Baie geluk. Dan, liewe gemeente, onder voorbidding vra ons, jy sien ons lysie daar van almal wat siek is en wat ook die stryd van gesondheid stry. Ons wil in besonder dink ook aan Tannie Elsabie van Dalen, oom Chris van Buren, Tannie Grita Engelbrecht. Dit is mense wat al verskeie tyd al siek is, lank siek is, en ons dink ook in ons gebede aan hulle. En dan, liewe gemeente, persoonlik wil ek graag net vir u baie, baie dankie sê vir diegene van u wat ons gekontak het, wat boodskappe gestuur het in die tyd wat ek so siek was. Baie, baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit ongelooflik baie. En vir diegene van u wat nou maar wonder, ons het nog nie 'n antwoord hoekom ek so siek geword het nie, maar ons is nou amper gesond. So, ons is dankbaar daarvoor. Maar baie dankie vir u ondersteuning. Ons program vir die week, daar is woensdagoggend weer oggendbidtuur en Bybelstudie. Dan, liewe gemeente, 'n baie belangrike afkondiging. Ons begin al nou met hierdie afkondiging. 29 tot 31 Augustus hou ons weer gemeentekamp. En ons wil probeer om soveel as moontlik mense daar te kry. So as u nou al reeds kan, maak 'n notaatjie in die dagboek. Boek daar die naweek uit. Bel vir Lucy, daar is heelwat plekke, staanplekke en chalets beskikbaar. Kontak haar, sit die naam op. Ons vra net asseblief 'n eenmalige deposito van R200 om u staanplek of u chalet, u bespreking te bevestig. En hierdie deposito is nie terugbetaalbaar nie, so help ons asseblief dat ons almal dit sal betaal en bespreek, want ons wil graag die hele kampterrein uitboek net vir ons, en ons het daarom soveel as moontlik lidmate nodig wat saam met ons gaan kamp. Dit gaan 'n heerlike kamp wees. Dit is by San Chalen daar in Warmbad. Dit is so 96 km hier van die kerk af. Dan die 31ste Mei, soos u gehoor het ons saam gebid daarvoor ons bazaar. Ons wil weer fees vier en dit gaan 'n heerlike dag wees. Nou sal jy sien, ons benodig 'n klomp dinge, maar heerlike tuisgebak en puddings. Nou ek weet van dames hier in die gemeente wat verskriklik lekker kan bak en puddings maak. Naaldwerk en kunshandwerk, bestanddele vir die pannekoektafel, bruikbare items vir die wit olifanttafel. En natuurlik gaan ons weer 'n veiling hou. Daar is reeds 'n blou wildebees wat op die lys is, maar ons kort nog heelwat waardevolle items wat ons so kan opvuil. En ek het vir die kerkraad gesê, as u dalk so 'n ou skaapie of 'n bokkie of 'n koeroetjie daar in die tuin het wat loop in die pla, gee hom vir die kerk. Ons sal hom opvuil. En wees u hier om te kom by op hulle, dat ons kyk wat kan ons so reg kry, ook daar die dag. Ons wil vra asseblief ons kort pryse vir ons kinders se speelietjies. Speelgoed, lekker goed pakkies, skryfbehoeftes, dit wat die kinders sal geniet. En dan kort ons ook hande. Weet jy, 'n bazaar is so 'n heerlike geleentheid. Maar net 4 of 5 of 6 mense kan dit nie doen nie. Mense is op na so 'n naweek as dit net 4 of 6 mense is. Ons het elkeen se hande nodig. Kom, staan op, sê hier is ek. Daar op die teestoep is daar bazaarlyste op. Gaan skryf u naam daar neer. Sê hier is ek en ek wil saamwerk. Ons het 'n mikpunt van R100,000 vir hierdie bazaar. Kom ons kyk of ons dit kan regkry. Dan ons dakverfprojek, soos jy weet, is ons nog hard besig daarmee. Dit eindig die einde Mei. Ons wil groot asseblief vra, daar teen die aansteekbord by die teestoep is daar nog plakkers.
U sal sien, neem 'n plakker, plak hom op 'n pink papiertjie, skryf jou naam en telefoonnommer daarop. Dit gaan oor donasies, het sy vir 'n blik verf of dalk vir arbeid. U sal die bedrag daar sien. Gee soos u kan. Asseblief help ons daarmee. Ons moet in hierdie wintertyd ons dak verf van die kerk en die saal. Dit is besig om te roes en die skade gaan baie groot wees. Dan wil ons alle dames vra en u moet nou mooi luister. Eerstens, gelukkige Moedersdag vir alle dames. Nou kan u dalk sê, ja, maar ek is nie 'n moeder nie, ek het nie kinders nie of nog nie kinders nie. Ek sê altyd, as jy getroud is jy 'n moeder van 'n huis, al is dit net jy en jou man. Jy is 'n moeder van 'n huis, jy is aangestel vir daardie taak. Nou ons vra al die moeders, al die dames van die gemeente om vanoggend agter te bly na die diens. Moenie eers uitloop nie. Die manne, hulle sal koffie skink en sorg dat daar koffie is, maar al die vrouens bly agter. Het u gaan met u so ietsie deel en met u gesels oor iets, maar saam met hierdie gebeure wil ons ook so afkondig, hou asseblief 21 Junie oop. Daar word 'n damesoggend beplan en ons gaan dit vir ons dames so lekker as moontlik maak. Daar gaan 'n dame wees wat kom musiek maak en iets besonders om te kan sien en dit gaan 'n kleurvolle oggend wees, maar Hetty sal die dames nuuskierig maak daaroor. Maar hou die 21ste Junie asseblief oop. Vanaand, na die aanddiens, ons ligdraers, dis nou ons jeug van ons gemeente. Enige iemand wat homself sien as jeug van die gemeente, kom na die diens in die kombuis bymekaar, waar ons 'n koffietjie gaan saam drink, maar ons gaan ook 'n ken mekaar geleentheid hou. Ons wil bietjie na mekaar toe uitreik, ook as ligdraers van die gemeente. En dan ons kleiner kinders, dis nou al ons skoolgaande jeug. Vrydag 23 Mei gaan ons bietjie vir oom John dry. Nou daar staan hy en hier sit tannie Bianca hier voor. Ons gaan hulle die hele nag pla met 'n deurnag partytjie daar by hulle huis. So ons vier almal se verjaarsdae en al hierdie dinge en ons gaan heerlik saam kuier en by hulle deurnag aan huis. So kom asseblief en hou die 23ste Mei oop vir dit. Dan, liewe gemeente, afkondiging wat ons net moet doen. Ons het ringsvisitasie die 25ste Mei en ons herinner net die gemeente en die kerkraad daaraan dat Pretoria Oos se predikant gaan hier kom preek en die ringsvisitasie saam met die kerkraad dan hanteer. Liewe gemeente, dit is ons afkondigings, baie seën en voorspoed vir die week en onthou van vanaand se aanddiens.